Goeiemôre vriende, of sal ek sê goeiemôre aan al die goeie mense. Ek het gehoor vanoggend, hier's net goeie mense. So, ek is bly om by die goeie mense vanoggend te wees. Dis 'n voorreg. Ek hoop die jaar het regtig vir julle goed begin, en die jaar het eintlik nou hierdie week begin. As die skool begin, dan begin die jaar. En ek dink ons het dit ook uitgevind dat alles nie meer so rustig was soos dit in die vakansietyd was. Van my kant af mag 2025 ook vir julle 'n wonderlike jaar wees. Jaar wees waar die verrassing en die verrassing van genade en oorvloed vir julle telkens sal verras, en dat julle die goedheid van die Here op buitengewone maniere sal smaak en sal ervaar. Vriende, dis wonderlik om vanoggend so by mekaar te wees, geleentheid te hê om so by mekaar te wees. Dis wonderlik om hier te kan sit met die verwagting dat die Here ook hier is en met ons sal praat. En dit sal ook ons gebed vanoggend wees, die gebed van Samuel. Praat Here, ek luister. Spreek Here, ek luister. Kom ons ontvang die seën van die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Liewe vriende, genade vir julle en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Gees. Kom ons sing vir hom 'n loflied. Kom ons bring aan hom die lof en die eer, en ons sê ook daarmee dankie dat ons hier kan wees, en ons erken ook daarmee sy grootheid. Ons sing al julle volke, klap julle hande, daai baie bekende lied. Kom ons sing dit tot sy lof. Vriende, ons lees vanoggend uit 'n baie bekende gedeelte wat miskien dalk ook vir u baie naby in die hart lê.
En dit is uit 1 Samuel uit, waar die Here vir Samuel roep. Die jong Samuel, 'n leerling priester in die tempel. Die Here roep vir hom vir 'n wonderlike taak in 'n tyd toe dit baie moeilik met Israel gegaan het. Maar voor ons saam lees, kom ons vra die Here dat hy hierdie ou bekende verhaal en die baie bekende woorde, dat hy ook vanoggend dit sal gebruik om vir ons iets van hom te laat verstaan. Iets van hom en ons. Dat hy na ons toe kom, dat hy ons werklikheid binnendring, ons ruimte, en dat ons hom kan ervaar, en dat hy 'n plan het met mense, dat hy mense gebruik. En kom ons luister dan ook met daai oor vanoggend na hierdie gedeelte. Maar voor ons saam lees, kom ons bid saam. Here, hierdie ou bekende woorde van hierdie pragtige verhaal kan maar net 'n verhaal wees, net woorde oor iemand wat baie lank teruggelewe het. Maar dis ons gebed vanoggend, dat U sal kom en dat U hierdie ou verhaal sal gebruik om met ons te praat. Dat U deur U die woord en deur U Gees tot ons sal kom, en dat ons, Here, as ons dalk vanoggend hier uitloop, dat ons vir mekaar sal kan sê, maar die Here het vanoggend ook met my gepraat. En daarom, Here, aan die begin van hierdie erediens is ons gebed, die gebed van Samuel, spreek, Here, want U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. Liewe vriende, ek lees vir u vanaf vers 1 af, 1 Samuel 3. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Eli, die hoërpriester, sy oë het al swak begin word. Hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê, en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here, waar die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. En Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het toe na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê, en die Here het weer na Samuel geroep, en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep, en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. En toe besef Eli dat die Here die seun geroep het, en Eli sê vir Samuel, gaan lê, en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, U dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op die slaapplek gaan lê, en die Here het gekom en gaan staan soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Here, U dienaar luister. En die Here sê toe vir Samuel, ek gaan 'n ding in Israel doen, wat elkeen wat daarvan hoor, sy ore sal laat uit. Daardie dag sal ek vir Eli alles voltrek, wat ek oor sy familie aangekondig het, van begin tot eind. Ek het aan hom bekend gemaak, dat ek sy familie vir altyd gaan straf oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle gebring het hy hulle nie bestraf nie. Daarom bevestig ek met 'n eed aangaande die familie van Eli. Die ongeregtigheid van Eli se familie sal sekerlik nooit deur diereoffer of graanoffer versoen word.
Daarna het Samuel gaan lê tot die oggend, toe hy die deure van die huis van die Here oopgemaak het, was hy bang om die openbaring aan Eli te gaan vertel. Maar Eli het vir Samuel geroep en gesê, Samuel my seun, hy het gesê, kom. Eli sê toe, wat het die Here met jou gepraat? Moenie iets vir my wegsteek nie. God sal jou met die dood straf, as jy iets wat hy aan jou bekend gemaak het vir my wegsteek. En toe vertel Samuel om alles. Hy het niks weggesteek. En Eli het gesê, hy is die Here, laat hom doen soos hy wil. Liewe vriende, ons is tans met Epifanie besig. Dis 'n sekere tyd in die jaar. Ons het hierso 4 of wat ook al, Sondag voor Kersfees het ons adventstyd gehad. Met Kersfees, waar tydens ons die geboorte van Jesus gevier het, die hoogtepunt. En nou hier aan die begin van die jaar is ons nou met Epifanie besig. En Epifanie is 'n groot woord wat beteken aan die lig kom. Die bekend word, die openbaarmaking van wie Jesus of God werklik is. Epifanie is 'n tyd wat ons so 'n bietjie daarby stil staan om die gordyn so 'n bietjie weg te trek, sodat die lig vir 'n oomblik helder op hom kan skyn. Ons vir 'n oomblik sy heerlikheid kan sien. God se heerlikheid. Al is dit ook maar net die naglans daarvan. Want u sal weet, ons kan nie sy heerlikheid sien, die volle heerlikheid sien en bly leef nie. Ons het 'n paar weke terug, het ons dan stil gestaan en nou gaan ons so 'n bietjie verder stap vir stap tot by lydenstyd. Nou God het hom op baie maniere, Epifanie is gewoonlik 'n tyd wat ons stil staan by Jesus en hoe Jesus sy werk begin doen het, wat hy alles gedoen het. Maar God maak hom op, nie net deur Jesus nie, maar op verskeie maniere deur die hele Bybel maak God homself bekend. Kom stel hy homself aan ons bekend. En ons sien dit veral in die roepingsverhale, en ook in die Ou Testament, waar God mense geroep het, dat hy aan hulle verskyn het. Epifanie beteken ook om te verskyn. Waar God aan mense verskyn het, ek het ook 'n keer, en iets ek al lank daai preek vergeet, ek gaan nou nie vra oor daai preek nie, maar het ons 'n bietjie stil gestaan een oggend by Moses se roeping, daar in Eksodus 3, vers 14, ook 'n wonderlike verhaal. Maar vanoggend staan ons stil by seker een van die mooiste verhale, die roepingsverhale, wat daar in die Ou Testament is. En dit is die roepingsverhaal van Samuel. As God homself aan ons openbaar, dan is dit uitsonderlik. Daar kom momente baie keer in ons eie lewens, momente van klaarheid, momente van belewennisse, waar ons agterna eerlik sal kan sê, maar ek het die teenwoordigheid van die Here kennelik op hierdie moment, deur hierdie gebeure, of wat ook al het ek ervaar. Wat meestal moet ons erken dat ons sien die Here nie. Ons hoor die Here nie. Ons ervaar nie altyd sy teenwoordigheid nie. Baie keer is God so 'n bietjie verskuil. Is asof hy so 'n bietjie weggesteek is, so in 'n wasigheid verhul. Baie keer stoei ons met die feit dat God eintlik afwesig is. Of ten minste so ervaar ons dit. Maar hierdie roepingsverhaal van Samuel vertel 'n ander verhaal. Dis 'n aangrypende verhaal van 'n klein seentjie wat meer verstaan het van dit wat die Here vra, dit wat die Here van ons verwag, van mense verwag, as die geestelike leiers van sy tyd. Want aan die een kant was Samuel nog so jonk gewees, dat hy voorgesê moes word, hoe hy op die stem van die Here
moes reageer. Hy het eers geweet, wat moet hy doen met hierdie stem van die Here wat tot hom kom nie. En aan die ander kant is hierdie gebeurtenis wat ons van lees in hierdie verhaal, is dit 'n gebeurtenis wat 'n nuwe begin vir die volk eintlik van vertel. Dis een van daardie verhale wat 'n mens net nie wil los nie. Dit gryp vir 'n mens. Een van die aangrypende oomblikke in die Bybel. Wanneer 'n klein seentjie in die stilte en in die donkerte van die nag met die flikkerende lampe in die tempel het geen idee wat van hom verwag word nie of watter eise aan hom gestel word nie. Tog net sê, praat Here, ek luister. En so lei hierdie woorde eintlik 'n nuwe hoofstuk in God se verhouding met sy mense. Want 'n bietjie later sal ons lees dat Samuel het groot geword en die Here was by hom en die Here het deur hom gewerk. En nie een van Samuel se woorde is onvervuld gelaat nie. Die hele Israel van noord tot suid het gemerk dat Samuel betroubaar was en dat hy werklik waar 'n profeet van die Here was. Iets wat die volk op daardie stadium so bitterlik nodig gehad het. Want Samuel is in 'n baie uitdagende tyd gebore. Dit was 'n baie donker tyd. Lees ons in die Bybel. Ons hoor dat die stem van die Here al vir baie lank nie gehoor is in die tyd toe Samuel gebore is. Dit was 'n tyd van die rigters gewees. En van daardie tyd word gesê dat elke ou het maar gedoen soos hy wil. Dis die tyd voor die konings. Want Samuel sou kom en hy sou vir Saul sou hy salf en vir Dawid sou hy salf as konings in die hele nuwe tyd vir die volk inlei. God se volk, sy mense, het elke week tempel toe gegaan om hom te gaan aanbid. En tog het hulle nie die Here gehoor nie. Anderste as hierdie seentjie, die aand in die tempel, was hulle hoorende doof vir dit wat God se wil vir hulle was. God het met hulle gepraat, maar hulle het niks gehoor nie. Dood eenvoudig omdat hy nie deel van hulle lewe was nie. Hulle het hulle self seker gelowiges genoem en gedink hulle is, maar eintlik het hulle geen erg aan God gehad nie. En het hulle geen moeite gedoen om sy stem te probeer hoor nie. Hulle het so ver van God af gelewe, dat hy eintlik nie meer 'n faktor vir hulle was nie. En so het sy stem vir hulle stil geraak. Selfs in die tempel. Eli is hulle hoërpriester en hy werk elke dag binne in die tempel. Maar selfs hy was ook doof vir die Here gewees. Daarom moes die Here by hom verbygaan. By die hoërpriester, die hooffiguur van die godsdienstige lewe van daai tyd. Die een wat so soort van die middelaar tussen God en sy volk moes wees. God moes by hom verbygaan en ook sy twee seuns. Hofni en Pinchas, hulle was ook niks werd gewees nie. Hulle wat die up and coming priesters was. God moes ook by hulle verbygaan. Maar dan verskyn Samuel op die toneel. Daardie donker nag, die tempel breek daarin en deur Samuel 'n nuwe dag deur. Wat die verhouding tussen God en sy mense sou verander. Een klein seentjie maak die verskil. Samuel lei 'n nuwe era in. 'n Era waarin die stem van die Here weer gehoor sou word. Skielik was daar weer 'n betroubare profeet in die land. Iemand met wie die Here praat, wat weet wat die Here wil sê en wat dit vir die mense leer. Die geestelike duisternis wat in die land wat soos 'n baie donker kombers oor die land gehang het begin 'n lig
Die lig het deurgebreek. Net oor een klein seentjie, as 'n leerling priester in die tempel intrek. Een seentjie wat sê, praat maar Here, ek luister. Liewe vriende, dis waarvoor ek en jy sy kinders is. Dis God se droom vir ons lewens. Ja, ook hier aan die begin van 'n nuwe jaar. Wat ons vooruit kyk na 'n nuwe jaar. Ons kan miskien het ons al vergeet van al die nuwejaarsvoorneme, watter het al die boksies getiek, en watter nie, wat vir ons belangrik is vir hierdie jaar wat moet kom. Ons heel belangrikste is dat ons God se droom vir ons moet hoor vir 2025. Daarom sal ons fyn moet luister. Daarom sal ons moet sê, praat maar Here, praat maar, ek luister. Sodat sy lig deur ons, nie net in ons nie, maar in hierdie donker wêreld kan kom. So dat jy in Jesus se voetspore sal lewe, dat jy sy stem sal hoor, en dat jy sy wil sal ken, en so 'n nuwe era sal inlei. Praat Here, praat met my, ek luister, sodat daar 'n nuwe begin deur my, by my kantoor, by my werkplek, by my skool, by die universiteit, of waar ook ek al is, sodat daar 'n nuwe begin deur my daar kan kom, sodat ons regtig 'n verskil kan maak, my vriende, waar ons elke dag leef. So Samuel, ons onthou nog hoe sy ma hom van die Here afgebid het. Sy wat vir baie lank kinderloos was, en hoe ongelooflik bly sy was toe Samuel gekom het, toe hy gebore is. En hoe dat sy hom as 'n klein seentjie, so om en by 3 jaar, by die tempel afgegee het en aan die Here toegewy het. Maar eintlik is al hierdie dinge, is dit irrelevant. Want eintlik hoef ons net een ding oor Samuel te weet, en dit te verstaan. En dit hoor ons al hier in die heel eerste vers van ons teksgedeelte. Ons lees daar, hy het toegewy aan die Here gelewe. Hy het die Here gedien. Daardie stadium was Eli al oud en half blind, en het hy al belangstelling verloor, en dit het eintlik nie meer vir hom saak gemaak waarmee hy besig is nie. Daarom het Samuel gekom, die jong Samuel, en het hy die pligte van Eli beginne oorneem, die priesterlike take beginne oorneem, was hy die leerling gewees. En so byvoorbeeld, moes die priester sorg dat die heilige lampe nooit uitgedoop word in die tempel. En Eli se oplossing was gewees om Samuel in die tempel te laat slaap, sodat hy die lampe kon oppas, en ook al die ander heilige dinge en die voorwerpe in die tempel soos die ark, waar die Here homself vroeër geopenbaar het. Dit was Samuel wat toegewy as deurwagter, die tempel saans toegesluit het, bedags, die oggende vroeg weer oopgesluit het en die tempelgangers verwelkom het. Dit het hy baie toegewyd gedoen, maar belangriker nog sê vers 1, hy het die Here gedien daar in die tempel. Het was niemand net vir hom werkies gewees. Dit alles het hy die Here gedien. Dis 'n geweldige kontras wat in hierdie teks geteken word, tussen hierdie jong kind en die erns, die toewyding, waarmee hy die Here gedien het, teenoor die ongeërfdheid van die ou hoëpriester, wat soos die res van die volk, maar net by die Here verbygeleef het. Dan gebeur dit alles, totaal onverwags, in die middel van die nag, iets waarna die land al vir dekades na gesmag het, die mense, maar wat niemand sien kom het nie. Samuel lê weer op sy gewone plek in die tempel.
toe hoor hy die nag 'n stem. Nie 1 keer nie, 3 keer. Dit is eintlik so tragies dat Eli aanvanklik ook nie iets vermoed nie. Hy weet nie eintlik wat aangaan nie. Vir hom was die Here eintlik so ver verwyder uit sy eie konteks uit sy eie belewenis uit, dat hy eintlik nie kon dink dat dit dalk die Here kon wees nie. Hy weet nie wat om te maak met Samuel se storie nie. Maar teen die 3de keer het Samuel daarom geweet om nie weer op te spring en na Eli toe te hardloop. Hy het in die donker tempel neergeval en gebid. Praat maar, Here. Spreek, Here, u diensknegt luister. En so kry daardie klein seentjie daardie nag 'n verskriklike moeilike opdrag. Ons het gelees van daardie opdrag. Wat is die boodskap wat hy aan Eli moet gee? Ek dink hy daai nag seker nie verder geslaap nie. Dit moes iets gewees het wat sy klein en jong wêreldjie heeltemal geskit het. Want God het van Samuel, die leerde priestertjie, het hy verwag. Hy het eers van hom 'n profeet gemaak. Want daar kry hy sy eerste opdrag. Hy het van hom 'n profeet gemaak dat 'n nuwe era sal begin. Maar dat daar ook iets met Eli sal gebeur. God kies hom. God kies iemand met wie hy kon praat en vir wie hy kon opdragte gee. As sy eerste opdrag is verskriklik moeilik. En toe die dag breek, het hy seker maar allerlei maniere gesoek om uit hierdie ene uit te kom. Want dit was 'n baie moeilike opdrag om uit te voer. Samuel het die kans gesien om vir Eli te gaan sê wat die Here gesê het nie, want hy het heel waarskynlik baie respek vir Eli gehad. Eli was immers die hoër priester gewees. Maar die nie aangestelde profeet, vir hom is dit baie moeilik. En hy doen hier bietjie werk en hy doen daar bietjie werk seker. En hy kruip so 'n bietjie weg agter die tempeldeure. En hy hou hom besig met allerlei goedjies. Enige iets om nie aan hierdie verskriklike eerste groot opdrag gehoorsaam te wees wat die Here van hom gevra het. En intussen wag Eli verniet. Want Samuel sien die kans om vir hom te sê wat die Here se boodskap was. Ons verstaan dit, Samuel was jong. Hoe kom hy met so 'n boodskap na oom Eli toe gaan? Vir wie hy baie respek gehad het. Hoe kan hy dit doen? Van alle mense vir hom dit gaan sê. En dis op hierdie punt, vriende, van die verhaal. As ons dit hoor en ons hierdie ongemak van Samuel aanvoel, dan moet ons ook miskien ongemaklik voel. Want hoe lank wag God nie partykeer dat ons regtig ook in ons eie roeping, dat ons gehoorsaam daaraan sal wees. Hoe lank wag God nie partykeer dat ons ook sal antwoord op dit wat hy van vra, om vernuwing te begin in ons eie omgewing, om getuies vir hom te wees. As ons hier uitstap vanoggend, wag daar 'n hele wêreld wat sonder hoop is, vol mense wat in donkerte leef, wat swaar kry, wat moedeloos is. Ons kan vanoggend 'n uur daaroor praat, oor die uitdagings wat daar buite wag, oor mense wat by God verby leef, wat hom nie meer hoor nie, vir wie hy nie meer 'n werklikheid in hulle lewens is. Daarom is dit nou tyd, soos dit vir Samuel ook tyd geword het, om te sê wat die Here hom voorgeroep het.
is dit ook tyd hier aan die begin van 2025. Is dit ook tyd dat ons gehoorsaam sal wees. Dat ons nader aan die Here sal begin leef. Dat ons vir hom sal sê, praat maar Here, praat maar, ek luister. Is dit ook miskien tyd